Wat 'n voorreg om vanmôre weer 'n nuwe week saam met jou in God se woord te begin. Sy woord is awesome. Ek vertrou dat dit met jou goed gaan. Vanmôre wil ek met jou praat oor die dief van ongeloof. Ek lees vir jou uit Markus 16 vers 9 en 10. Dit was vroeg die Sondagmôre wat Jesus uit die dood opgestaan het. Hy het eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 bose geeste gedryf het. Sy het dit toe gaan vertel aan die disippels wat besig was om te rou en te huil. Maar toe hulle hoor dat hy lewe en dat sy hom gesien het, wou hulle haar nie glo nie. So innig het hulle Jesus lief gehad, dat hierdie stoere vissers na 3 dae steeds met styf trekkende snikke gehuil het. Maar toe Maria Magdalena berig het dat hy lewe, wat het hulle gedoen? Hulle het dadelik weer begin huil. Hoekom? As gevolg van die dief van ongeloof. Miskien huil jy vandag omdat jou liggaam seer is, jou besigheid in duie stort of jou verhoudings agteruit gaan. In werklikheid is niks hiervan egter die bron van jou trane nie. Omdat die lewende Heer vir jou gesê het dat alles ten goeie meewerk, omdat hy gesê het dat ons in alles moet dank, omdat hy ons belofte na belofte gegee het, dat hy met ons is en ons nooit sal verlaat nie, is dit nie jou werk, huwelik, familie, finansies of gesondheid wat jou trane veroorsaak nie. Dit is ongeloof. Punt. As die disippels op daardie oomblik geglo het, soos Maria, sou hulle in ekstase oorgegaan het. Maar hulle het gekies om nie te glo nie en het langer as wat hulle moes in hul droefheid gebly en toegelaat dat die dief van ongeloof hulle van hul vreugde beroof. Daar word tereg gesê dat 'n bietjie geloof jou hemel toe sal bring, maar 'n groter geloof sal die hemel na jou toe bring. Inderdaad, jy sal die hemel in jou hart ervaar tot die mate wat jy geloof het dat die Here leef, dat hy getrou is en dat alles presies uitwerk soos hy beloof het. Mag die Here jou ryklik seën in hierdie dag. Amen.